Goeiemôre, broeders en susters. Ons verwelkom in die eerste plek vir Dominee Nikla Du Plessis van Woester. Soos julle gelees het in die boodskapper, is dit ruildienste. Dis die eerste keer wat Woester deel is van die ruildienste. As gevolg van Paul Geersema se siekte was Woester nooit deel van die ruildienste nie. En Woester gemeente is baie opgewonde omdat hulle ook nou deel daarvan is. Maar baie dankie vir dat u oorgekom het hiernatoe. Baie welkom hier by ons, u en u familie. En ons bid u die seën van die Here toe in die woordverkondiging. Kollektes onder die diens vir Huis Boland by die deure vir die Bolandse bedieningsfonds. Die blomme gaan vandag aan Karel en Dani Marman van Elsies Rivier. Soos jy weet, hy het 'n omleiding gehad. Dit gaan nog nie baie goed met hom nie. Soos julle gesien het in die boodskapper, Reinder is vanmiddag in Elsies. En hy sal die blomme daar gaan aflewer. Dan meelewing, Wilma van der Walt se ma is gister oorlede. Ons bid hulle die vertroosting van die Here toe. Die troostdiens vind reeds vanoggend 11:30 hier in ons gemeentesentrum plaas. Die rede vir die vinnige reëling daarvoor is van die kinders moet terugvlieg en hulle toe gevra dat dit so gou as moontlik moet geskied. Nou as gevolg daarvan is die susters se jaarvergadering uitgestel na Januarie volgende jaar toe. Die kerkraad gaan julle nog met koffie bedien, koffie en tee. Dan diakonie maak met dankbaarheid bekend dat die opbrengs van verlede Sondag se spesiale kollekte het 'n bedrag van R61.602 beloop. Ek dink is 'n baie mooi bedrag waarmee ons die diakonie se kas gesterk het. Dan die almanakke is agter in die portaal. Julle kan dit kry by Fanie Henning. Almal van julle wat bestel het, die almanakke is daar agter. Broeders en susters, is my 'n besonderse voorreg om ook vanoggend hier in u midde die evangelie te verkondig. Waar ons in die midde van die Here is, kom ons raak stil voor die Here en verklaar met die volgende woorde ons afhanklikheid teenoor God. Ek slaan my oop na die berge. Waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin deur God se naam te loof en te prys met die sing van Psalm 149 vers 1 en vers 2. Dit is die Toosjesberuiming, Psalm 149, vers 1 en 2 as ons lofpsalm. Sing tot Gods eer met lof en dank, 'n nuwe lied met nuwe klank, o al sy gunstelinge. Laat Israel voor sy Maker juig, laat Sion voor sy koning buig, die Heer van alle dinge. Psalm 149, vers 1 en 2.
Kom ons bely ons geloof voor God en elkeen spreek soos volg in sy hart saam, terwyl ons dit singend doen. Skrifbereiding 12:2, al 5 die verse, singend bely ons dan ons geloof. Kom ons luister na die wet van die Here, soos ons opgeteken is in Deuteronomium hoofstuk 5,
en gebruik dit as riglyn vir ons daaglikse dankbaarheidslewe. Daarna sing ons saam van Skrifberuiming 9:3 vers 1 en 2. Skrifberuiming 9:3 vers 1 en 2 na die voorlees van die wet. Moses het die hele volk bymekaar geroep en vir hulle gesê: Israeliete, luister na die voorskrifte en bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe. Die Here ons God by Horeb 'n verbond met ons gesluit. Dit is nie ons voorvaders met wie hy hierdie verbond gesluit het nie, maar ons almal wat hier is en nou lewe. Ja, met julle persoonlik het die Here op die berg uit die vuur uitgepraat. Ek het destyds tussen die Here en julle gestaan om die gebod van die Here aan julle deur te gee, want julle was bang vir die vuur en julle het nie teen die berg uitgeklim nie. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
Kom, laat ons saam bid. Ons almagtige God en Hemelse Vader, dis met dankbaarheid in ons harte dat ons so by mekaar kan wees. Dankbaar dat U ons in hierdie week gelei het, behoed en bewaar het. Dankbaar dat U ons deur die nag gelei het, dat U ons opgewek het met nuwe krag en gesondheid. Dankbaar dat U ons gelei het onder leiding van die Gees, gedring en dryf het om op te kom na U huis. Om op te kom om 'n ontmoeting te hê met U die almagtige God. Ons is dankbaar vir hierdie voorreg wat ons het dat ons dit nog in vryheid kan doen. In vryheid 'n ontmoeting kan hê met U wat hemel en aarde geskaap het. U wat tot vandag toe alles onderhou. U wat tot vandag toe in die fynste besonderhede in beheer is van ons lewens. En daarom kan ons nie anders as om in hierdie tye waar ons ingaan rondom Kersfees opnuut U naam te loof en te prys nie. Opnuut U lof te besing nie. Ja, opnuut waar ons besef hoe groot is U genade en liefde vir ons as sondaar mense. Ja, dat ons dit opnuut kan besef dat die enige gebore seun nie gespaar het nie, maar oorgegee het in hierdie wêreld om te ly en te sterf sodat ons kan lewe. Sodat ons 'n nuwe lewe en 'n nuwe hoop het in hierdie dag en uur waarin ons lewe. Ons dank U dat die Heilige Gees dit in ons hart werk, dit in ons bevestig, dat ons nooit daarin twyfel nie. Maar ek weet, dis 'n waarheid en 'n werklikheid vir elkeen van ons. Daarom bid ons dat U ons onder leiding van die Gees dankbare ligdraers van U sal maak in hierdie tye, veral rondom Kersfees, dat ons U lig sal laat skyn. Ja, dat ander mense in ons U kan raak sien. Ons dank U vir die voorreg dat ons so rondom die woord mag vergader. Ons dank U dat ons uit die woord mag lees en daarin die grootheid en goedheid mag raak lees. Maar ons bid dat U aan elke van ons geopende ore en ontvanklike harte sal gee. Maar meer as dit ook sal gee, dat dit wat ons hoor ook weer by ons monde sal uitkom, dat ons ook dit sal versprei, dit sal verkondig in hierdie wêreld. In 'n wêreld wat duister geraak, in 'n wêreld waar mense hopeloos en moedeloos geraak het, dat ons ook daar weer deur U krag en leiding van die Gees dit kan teruggee, alles in die naam van U Seun Jesus Christus. Ons bid in besonder ook vir hierdie gemeente. Ons bid vir elke lidmaat in hierdie gemeente. Ons weet U ken elkeen in besonder. Ons bid vir hulle wat oud is, ons bid vir hulle wat siek is. Ons bid vir hulle wat deur beproewings gaan, in besonder vir hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Dat U ook in besonder in hierdie tye hulle naby sal wees, dat U hulle ook styf teen die bors sal vasdruk, hulle sal vertroos soos alleenlik U dit kan doen. Ons bid in besonder hierdie gemeente ook sal seën, dat hulle ook U lig hier kan laat skyn, dat hulle stem ook hier nooit sal stil raak nie, maar dat hulle ook as gemeente 'n lig sal wees in hulle omgewing. Ons bid in besonder ook vir hulle herders en leraars, dat U hulle ook sal seën elkeen in hulle eie omstandighede, dat U ook daar vir hulle die krag sal gee, die wysheid sal gee, dat hulle ook alleenlik elke dag daar U wil kan doen. Ons bid in besonder ook vir ons land en ons regering, dat U ons land en regering sal seën met wysheid en insig, maar vir ons as inwoners met kalmte en rustigheid, dat ons sal weet U bly en beheer elke oomblik van elke dag. Ons bid vir die evangelieverkondiging vandag oor die wêreld, in ons eie land en ons eie omgewing, dat U ook sal gee dat daarop vrugbare harte sal val. Ja, sodat die getal kan vol raak, sodat U Seun weer kan kom. U Seun ons kan neem na ons ewige lewe by U in die hemel. Maar ons bid dan ook daar waar ons sondig, dat U ook dit alles sal wegneem. Ons bid nie hierdie dinge ons dit kan verdien nie, maar enkel alleen uit U genade. Amen. Ons sing volgens skrifberuiming 4:4 vers 1 tot 3. Skrifberuiming 4:4 vers 1 tot 3. En daar was by Bethlehem in die stilte van die nag herders in die vrye veld by hulle skape op die wag, toe 'n engel van omhoog skielik neerdaal voor hul oog. Skrifberuiming 4:4 vers 1 tot 3.
Ons skriflesing kom vanoggend uit Johannes hoofstuk 1 van vers 1 tot 18. Johannes hoofstuk 1 van vers 1 tot 18. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het sy eie eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n mens nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit: Dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed ons almal genade op genade ontvang. God die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Tot sover. Ons teksvers is vers 4. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Broeders en susters in ons Here Jesus Christus, na die sonde van Adam en Eva, is die mens geestelik in die dood en duisternis gedompel. Deur al die eeue het die mens gesoek na lewe en na lig. Hulle het daar die lewe en lig op verskillende plekke gaan soek, en kon dit nooit vind nie. En tot vandag toe nog steeds mense wat daar die lig en lewe soek en soekend is, terwyl dit eintlik reg voor hulle is, voor hulle oë. En dis waarby ons vanoggend gaan stil staan. Wie is hier die ware lewe en ware lig in ons lewens? Johannes, die skrywer van hierdie evangelie, was die disipel van die Here Jesus Christus. Hy skryf hierdie besondere evangelie aan mense wat reeds glo. Aan mense wat glo, Jesus is die ware seun van God, en elkeen wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe ontvang. En dis dan juist wat die Here deur Johannes in hierdie hele evangelie bevestig. Vir hulle bevestig, elkeen wat glo in Christus, het 'n nuwe lewe en 'n nuwe hoop. Gedeelte wat ons gelees het, die heel eerste hoofstuk van die evangelie. Hier waar Johannes besig is om Jesus bekend te stel aan die gelowiges wie hy is en wat hy doen. En dan lees het ons dit in die eerste verse: In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Daar die wonderlike openbaring aan hierdie gelowiges. Die woorde waarna hulle gesmag het, die hoop waarna hulle gesmag het, wat die Here deur Johannes aan hulle openbaar. En dan ons teksvers, vers 4, die besondere woorde, die openbaring van Christus. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig
vir die mense. En wat was so besonder aan hierdie openbaring? Ons moet onthou, dit was die soeke van die mens. Van die vroegste eeue af na Adam en Eva se sonde, waar die Here gesê het, julle sal sekerlik sterf, was daar dood en duisternis. Die mens het gesoek na die lewe en na die lig. En ons weet in die Ou Testamentiese tyd het die mens oral gesoek. Hy het gesoek by homself, hy het gesoek by afgode, hy het gesoek by konings, hy het gesoek by mense, en daar kon hy die vind nie. Daar was nie die lewe nie, daar was nie die lig nie. In die Nuwe Testamentiese tyd, daar het die mens weer gedink, die lewe en die lig is in wie ek is. Ek moet 'n Jood wees, ek moet die wet onderhou, ek moet besny wees, ek moet die Joodse wette onderhou. Dan is dit die lig en die lewe vir my lewe. En daarom hierdie besondere openbaring, die soeke wat die mens gehad het na die ware lewe en die ware lig, wat God openbaar. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Christus is die lewe, niemand anders kan daar die lewe gee nie. Christus, die volkome verlosser. Christus wat kom as ware God en ware mens, ware God wat die toorn van sy Vader kon dra, maar ook ware mens wat vir die mense sonde kon betaal, en daarin die ware Messias en verlosser, in Christus opgesluit, die lewe, en daardie lewe was die lig vir die mense. Dit waarna die mens gesmag het en gesoek het, gee die Here met die geboorte van sy Seun Jesus Christus. Gee die Here vir hulle daardie gawe en sê, elkeen wat in hom glo, sal deel wees van die lewe en die lig. Die geestelike lewe met die lewe na die dood. Die lewe wat daar is vir ewig, die ewige lewe, die uitsien van die hoop en die lig van 'n lewe na die dood by God, waar geen pyn en lyding is nie, geen swaar kry, geen trane, maar 'n ongekende vreugde in God se teenwoordigheid. Dis die troos wat hulle ontvang in Christus, omdat hulle in hom glo. Hy is die lig vir hulle lewe, die hoop in hulle lewe, te midde van baie duistere omstandighede, waardeur hierdie gelowiges ook nog moes gaan. Kon hulle vashou aan die lewe, en die lewe wat die lig was vir hierdie mense in Christus. En dan, broeders en susters, in ons Here Jesus Christus, vandag nog soek die mens na die lewe en na die lig. Soveel mense wat nie wil glo in Jesus Christus as die verlosser en saligmaker nie. Soveel mense wat hom nie wil erken as die ware verlosser wat betaal het vir die sonde van die mens nie. Wat na die aarde toe gekom is, toe hy gebore het, gelei het deur sy hele lewe, gesterf het aan die kruis, opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel, en so die verlossing bewerk het nie. Tot vandag toe soek die mens die lewe en die lig nog steeds by homself. Soveel mense reken, die lewe en die lig lê in dit opgesluit in wie ek is, in wat ek doen, in wat ek het, in wie ek ken. En daarom soek die mens na iets wat hy nie gaan vind, as hy het hier soek nie, by homself nie. En daarom sukkel daar die mens geestelik, waar hy eintlik nog steeds dood is, waar hy nog steeds in die duisternis lewe, waar hy geen hoop en geen lig het nie, 'n worstelende mens in sy lewe. En as dit nie genoeg is in sy geestelike lewe waar hy worstel nie, dan ook fisies. Fisies in die lewe daar buite is dit duister en donker. In die dag en uur waarin ons lewe, ons land en ons regering, baie bekommernisse wat ons het. Dinge wat ons lewe duister maak, moord, roof, verkrachting, hoë voedselpryse, hoë petrolpryse, alles wat net swaarder en swaarder gaan, die fisiese prentjie wat al donkerder en donkerder raak. By ons werke baie worsteling, by ons werke diskriminasie, by ons huise huweliksprobleme, gesondheidsprobleme, finansiële probleme, probleme met kinders, met familie. En so word hierdie prentjie al donkerder en donkerder. En dis waarmee hierdie mense moet deel. Geestelik is hulle nog in die dood, geestelik is hulle in die duisternis,
En in hierdie wêreld waar hulle die lewe in die lig soek, raak ook donkerder. En daarom is hulle vasgevang in 'n dubbele donkerheid. Vasgevang in omstandighede waar hulle geen lig meer sien nie. Waar hulle nie meer hoop het nie, waar hulle moedeloos raak, in sak en as eintlik gaan sit. Omdat die lewe en die lig nie in hulle is nie. Omdat hulle Christus nie erken as die lewe en die lig in hierdie wêreld nie, is hulle hopeloos en moedeloos. En dan, broeders en susters, ons die wonderlike voorreg. Ons wat Christus ken, ons wat hom bely as die lewe in ons lewe, die lig in ons lewe, in hom is daar vir ons die ewige lewe opgesluit. In Christus se lyding en sterwe ons verlossing. In Christus se opstanding, dat ons nie meer die dood hoef te vrees nie. Christus aan die regterhand van sy Vader as ons voorspraak. En daarom is hy ons lewe in hierdie wêreld. Die troos wat ons het, geestelik het ons lewe, al sterwe ons. Geestelik lewe ons te midde van die donkerheid van hierdie wêreld. En dit in Christus. Alles begin met die geboorte van ons Here Jesus Christus. En daarom moet ons daaraan vasgryp. Daarom het ons die hoop, daarom het ons die lig in ons lewens elke dag. En ons moet daardie lig lewe en uitdra. Lewe en uitdra in hierdie duistere omstandighede. Die Here roep ons om lig en hoop aan mense te gee deur Christus. Deur hulle te lei na hierdie waarheid, waar die ware lig en ware lewe is. Maar dis ons troos. Maak nie saak hoe duister is die prentjie van Suid-Afrika nie. Ons het die lig in Christus. Christus het die hoogste mag in hemel en op aarde. En daarom lees ons ook in vers 5, waar hier staan, die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Jesus se lig skerper as daar die duistere prente wat ons sien, 'n duistere lewe. Die lig doof dit uit. En daarom het ons altyd hoop. Hoop in Christus vir ons land en sy omstandighede, want die Here bly in beheer. By ons werksomstandighede het ons altyd lig en hoop in Christus, en daarom kry ons omstandighede ons nie onder nie, want ons weet daar die lig is skerper as die duisternis. By ons huise waar ons worstel met finansiële probleme, miskien huweliksprobleme, gesondheidsprobleme, probleme met kinders, probleme met familie, sê die Here, my lig is skerper as dit. My lig is die hoop. My lig is die hoop vir die toekoms. En daarom, broeders en susters, moet ons daaraan vasgryp. Moet ons besef die wonderlike voorreg in Christus, dat ons nie meer dood is nie, nie meer in die duisternis is nie, maar dat ons deel is van die lewe in die lig. Die lig wat deur die lewe van die Here Jesus Christus kom. En mag God ons daarin die krag gee, dat ons ook daar die hoop sal uitlewe, sal uitdra, dat ons deur daar die hoop mag lewe, alles onder leiding van die Gees. Dat ons in 'n wêreld waar duister is, wat hopeloos geraak het en moedeloos geraak het, opnuut daar die hoop kan gee. Nie deur mense, nie deur onsself nie, maar alleenlik gefokus op Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen. Kom, laat ons saam bid. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ons is dankbaar dat ons so uit die woord mag lees. Ons is dankbaar dat ons opnuut hierdie openbaring ook onder oë mag kry en opnuut besef. Dis ook vir ons bedoel. Vir ons bedoel deur u genade en liefde in u Seun Jesus Christus. Dat ons in hierdie wêreld nie meer vasgevang is in dood en duisternis nie. Dat ons nie meer bang hoef te wees vir die duisternis nie, maar dat ons hierdie lig het, hierdie lewe het, wat nie gestop en gekeer kan word nie. En daarom dank ons u dat ons geloof mag hê in u Seun Jesus Christus, dat ons daar die lewe en lig in ons lewens mag ervaar, te midde van omstandighede wat donker en duister is. Ons dank u dat ons altyd hoop het. Ja, dat ons altyd hoop het vir die dag en uur waarin ons lewe. Ons bid dat u ons sal lei deur die Heilige Gees, dat ons ook aan ander mense hoop sal gee, dat ons ook Christus sal verkondig, dat ons ook aan ander mense sal uitdra waar die lewe en die lig lê. Ja, ons weet die mense in hierdie dag en ure soekend, en soveel kere soekend op die verkeerde plek.
Dat U ook daar deur U woord en deur U Gees ook in mense se harte sal werk, dat hulle tot die waarheid en insig van geloof sal kom, dat hulle ook hierdie wonderlike voorreg mag ervaar. Ons dank U dat ons hierdie tye mag ingaan met hierdie hoop, dat ons daardie hoop het nie net vir hierdie tye nie, maar vir elke dag van ons lewe. Ja, ons is reeds gered. Ons het reeds hierdie wonderlike vertroue, reeds hierdie wonderlike lig wat in ons lewens skyn. Ons bid dat U ons die krag sal gee, dat ons dit ook sal lewe, dat ons dit ook uit dankbaarheid sal uitdra in hierdie wêreld. Ons bid dat U ons sal seën in hierdie week wat voorlê, dat U ons sal behoed met waarheid, U ons sal beskerm. Ja, waar ons baie keer sagte teikens in hierdie land geword het, dat ons kan weet, ons kan rustig slaap, want U slymer of slaap nooit nie. Ons bid dat U ons ook weer op U tyd hier by mekaar sal bring, maar dat U ons ook sal seën by ons huise, by ons werke, ons kinders, by die skole. Dat U vir elkeen van ons ook daar die krag en die wysheid sal gee, dat ons ook daaruit dankbaarheid kan lewe. Ons bid en vra dat U ook so sal gaan met die kerk, dat die kerk ook sal seën en besonder ook ons eie kerkverband. Ja, dat ons ook elke dag hierdie lig mag verkondig, elke dag ook hoop aan mense se lewens mag gee. Ja, nie deur onsself nie, nie hoop op mense nie, maar alleen op U Seun Jesus Christus, ons ware verlosser en Messias. Ons bid ook nie hierdie dinge om dit kan verdien nie, maar enkel alleen uit genade. Amen. Daar sal nou geleentheid wees vir die opneem van ons liefdegawes en daarna sing ons saam van Skrifbereiding 4:8 vers 1 en vers 2. Skrifbereiding 4:8 vers 1 en 2 na die opneem van die liefdegawe, sonder dat ek dit voorhou.
Verhef jou hart tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly. Amen.